Kom ons sluit ons so. Onze liefdevolle Vader in die hemel, wil U baie dankie sê vir hierdie wonderlike voorreg van gebed. Dankie Vader dat U vir ons opgewek het vanoggend. Dit is 'n teken nie net van lewe nie, maar dit is 'n teken Vader dat U nog steeds 'n doel vir een en elk van ons het. Baie dankie Vader dat ons hier kan vergader en ons wil U baie dankie sê dat ons hierdie waarheid ken. Dankie dat ons vir U ken Vader. Dankie dat ons 'n verlosser het. Ek vra Vader dat U met ons sal wandel vandag. Ek vra dat U sal nou en nader na ons toe trek Vader, sodat ons kan weet dat ons is in die teenwoordigheid van Jesus homself. Weer eens baie dankie vir die Sabbatdag en ek vra Vader, soos ons U woord sal oopmaak, dat U ook ons harte sal oopmaak in Jesus naam. Amen. Goeiemôre geliefdes. Dit is goed om hier te wees. Ek wil net sê voor ek begin, dit is 'n groot uitdaging vir my vandag om te doen wat ek nou gaan doen. En dit is om Afrikaans te praat. Kyk geliefdes, ek gaan nie sê vandag, ek het die pastor gebel en sê bid vir my asseblief, want ek wil nog seker maak wanneer hy kom, dat daar nog 'n kerk oor gaan bly na die Afrikaans. Ek het jy gesê die laaste keer, toe ek my eerste boodskap aan Afrikaans, het ek jy gesê? Nie gesê nie. Ja, die eerste keer. Kyk, alles was nog oké die week, toe kreeg jy ontvangs of jy 'n boodskap om te sê ek moet preek, en ek weet ek moet preek, maar toe kom maar die ander gedeelte, wat sê, en is in Afrikaans, en het was te laat om te sê, ek kan dit nie meer maak nie. Ek het moes gaan preek daar so in Atlantis, het ek vir julle gesê die laaste keer, in Atlantis gaan preek, toe preek ek in Engels, en hulle is eintlik Afrikaans daar, preek ek Engels, ek sê vir hulle, ek preek nou lekker, toe kom my by die deur, en daar is 'n suster, haar naam is Suster Hader, en sy kom, toe ek nou klaar gepreek, staan sy daar staan ek by die deur, en sy kom vat my hand, en almal sê, nee, hulle het die boodskap geniet, en sy vat my, sy sê, mannetjie, as jy weer in die kerk Engels kom preek, dan loop ek uit. En geliefdes, nou ons het baie kerke, predikante het baie kerke, wat benodig baie gebed. En het my 10 weke daarna, want ek het 10 kerke, 10 punte gehad. Eintlik daar waar Pastor Andrew Gous nou is. Dis waar ek was, my eerste distrik. En toe probeer ek nou die ding reg kry, die Afrikaans. Toe ek nou na 10 weke weer na die kerk toe kom, Atlantis kerk, toe preek ek my eerste Afrikaanse boodskap. Geliefdes, tot vandag toe weet ek nie wat ek gesê het, maar die mense, hulle lyk hulle verstaan, you know. Ja, toe ek nou daar klaar gepreek is, en ek wil net die tannie impress het, en toe ek nou klaar is, toe sê sy, my broer, preek maar weer Engels, okay? ek verstaan nou nog minder die boodskap. So, dit is my ervaring, en toe stuur hulle my na George toe, maar ek het al die plekke kom Engels maak, al die plekke geliefdes, as julle my genoeg kans gee, dan gaan julle almal Engels mooi vlot praat. Maar ek sal maar geduldig wees, tot ek eendag hier kom, predikant, Maar ons gaan ons best probeer, nee. My suster het my gevra, nee? Jy gaan my help, soos ons die gaan. Bid vir my, okay. Okay, kom, ek wil net 'n vraag vra. Hoeveel van julle het al in hierdie Christelike lewe gesukkel? Okay, gesukkel. Okay. Wie sukkel nog steeds? Nog steeds? Nog meer? Nog meer? Ons boodskap is getitel, Hou aan opstaan. Hou aan opstaan. Kom ons sluit ons oor vir gebed. Liefdevolle Vader in die hemel, ek vra dat ek verdoem en dat U verskyn vandag. Ek vra Vader dat U ons harte sal vat en dit opnuut sal maak in Jesus naam. Amen.
Nou ek was gebore in die Sewendag Adventiste kerk. Nou ek was nou nie in die kerk gebore, ek was in 'n hospitaal gebore. Maar ek het opgegroei in die Adventiste kerk. Jy verstaan wat ek sê, nee? Opgegroei toe my oë oopmaak, toe sê ek in die kerk. En ek onthou in my kinderlike jare, toe ek nog baie klein was, en toe sit ons in die voorste ry, as kinders. Ek het in 'n baie groot kerk opgegroei in Mitchells Plain. Ek gehoor die broer praat iets van Mitchells Plain. En nog nie baie goed gepraat van Mitchells Plain nie, maar daar is goeie goed. Ek kyk aan een van hulle, kan nie aan met sê, okay. En in my kinderlewe, soos 500 mense, lidmate in die kerk. En ek onthou toe ek daar sit, en daar het hulle baie geamen, maar as kind, soos ek daar gesit het in my vroege kinde, toe ek nog jonk was, seker 6, 7 jaar oud, toe hoor ek die boodskappe, maar ek kon nie verstaan nie. Die nuwe lede verstaan wat ek bedoel. Jy sit in die Adventiste kerk en daar's net sekere terme en sekere woorde wat jy nie verstaan nie. En jy sal hoor die predikant praat en jy sal hoor mense sê amen, maar jy sal nie verstaan nie. Woorde soos genade en liefde en God se liefde, daardie konsep, daardie goed is ewig vir 'n kind. Maar soos ek ouer kom word het ek dinge begin verstaan. Wat beteken dit dat Jesus jou lief het? Wat beteken regverdiging, heiligmaking? En al hierdie groot terme en teoloog. En ek het besef van 'n baie jong ouderdom dat hierdie ding genaamd Christendom is 'n proses. Is 'n proses. Ek het uit my ma se mag uitgekom. Kom ek uit 'n mag uit? Ja. Okay, ja. Wat is 'n hoem is 'n mag? Okay, ek het uit my ma se mag uitgekom en geskree regverdiging. En so is dit met die Christelike ervaring. En in Engels sê hulle hierdie ding word Christendom word hulle sê dinge soos how is your walk with Christ? Dit het gehoor, how is your walk? In Afrikaans sê hulle hoe wandel jy met die Here? Of dit is wat Google sê. Okay. Wandel. Maar in Engels sê hulle how is your walk with Christ? Van ons verstaan dat hierdie ding Christendom is vergelyk aan 'n walk with Christ. Is hier 'n overnight dingie. Daarvoor sing ons songs soos every day with Jesus is sweeter than the day before. Of gesange soos day by day, and with each passing moment strength I find to meet my sorrows here. En so dis 'n daaglikse ervaring, dis 'n proses. Is jy met my? Maak my Afrikaans nog sin? Okay. Hoe stap jy? How do you walk with the Lord? Kom ons gaan na die boek van Lukas toe. Lukas hoofstuk 5 en vers 36. Nou ons gaan nou na 'n gelykenis toe. Wat is 'n gelykenis? Dis 'n storie, né? En Jesus het baie gelykenisse gebeur om 'n boodskap oor te dra. En in hierdie een, Lukas hoofstuk 5 vers 36, praat Jesus oor die oud en die nuwe, die ou of die nuwe, né? Jy gaan gou kyk hier, hoofstuk vers 36. As jy daar is, kan jy amen sê. Okay, 36. Het sê, en hy het ook aan hulle, dit is Jesus Christus, aan hulle 'n gelykenis vertel. Niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie. Anders skeer die nuwe ook en die lap wat van die nuwe afkom, pas nie by die oue nie. Kom ons lees vers 37. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn nie
jammer, anders sal die nuwe wyn die sakke skeer, en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan. Nou hier maak Jesus 'n eenvoudige illustrasie. Hy sê, ons moet nie die nuwe meng met die oue nie. Is jy met my? Dit wat oud is nie. Moet dit nie meng nie. Dis of die nuwe, of die, maar nie albei nie. Nie al twee nie. Is jy met my? Nou, geleerdes en teoloog, hulle glo dat, en of hulle verstaan dat, toe Jesus van die wyn praat, die nuwe wyn, toe verwys hy aan homself. Toe sê hy is eintlik die nuwe wyn. Jy onthou daar die storie, waar Jesus in Kana is. Onthou die storie van Kana? Wat het gebeur in Kana? Water. En daar's 'n partytjie, né? En Jesus was by die partytjie. En toe is die wyn besig om uit te hardloop. Toe kom die moeder van Jesus. En die moeder sê vir Jesus, Jesus, doen jou ding. Né? Verrig wat? 'n wonderwerk. Doen jou ding. Toe antwoord Jesus sy moeder en hy sê vir sy moeder, moeder, my tyd het nog nie aangebreek nie. Is dit reg? Wat het Jesus eintlik vir sy ma gesê? Is nog nie tyd nie. Het Jesus 'n wonderwerk gedoen daai dag? Maar hoekom sê vir sy ma by die partytjie, maar moeder, my tyd het nog nie aangebreek nie. Hoekom sê hy, wag 'n bietjie moeder? Ellen White sê vir ons, dat Jesus wou hê, dat die ou wyn heeltemal opraak. Hoe sê mens? Opraak, sodat wanneer hy die nuwe wyn gee, dat die mense kan sê, en dit wat hulle gesê het, hoekom het jy die beste vir laaste gehou? In ander woorde, Jesus sê, hy weet in sy gedagte, as hy die nuwe wyn geïntroduce het, gegee het vir hulle, sou hulle 'n bietjie van die ou wyn nog op hulle lippe gehad het, en die nuwe wyn, en hulle sou nie regtig kon proe die nuwe wyn nie. Maar die Here in sy power en sy wysheid besef, die ou wyn moet heeltemal leeg word, of opraak, sodat wanneer hy die nuwe gee, dan kan hulle sê, dit is die beste. Geliefdes, Jesus is die nuwe wyn. As ons in ons Christelike journey en reis, as ons in die Christelike lewe aanhou aan die oud, en dan ook 'n bietjie van Jesus in ons lewenstyl of ons lewe insit, dan gaan ons nie besef wat die Here werklik waar kan doen in ons lewens nie. Dan gaan ons nie kan sê, maar Jesus, dit is werklik waar die beste besluit wat ek ooit gemaak het. Is jy met my, geliefdes? So, Jesus sê, dis of ek, of die wêreld. Of ek in, en die wêreld uit, of die wêreld in, en ek uit. Dit kan nie, is die twee nie. Jy kan nie jou brood gebotter aan albei kante nie. Is jy met my? Is dit duidelik uit hierdie gelykenis? Jesus maak dit baie duidelik. Hy sê dit 2 keer, noem die selfde idee in 2 gelyke. Hy sê, nie ou klere, nuwe klere, nie ou wyn, nuwe wyn. Hy sê, dis of die ou, of die nie, maar nie al twee nie. En baie van ons wil al twee. 6 dae in die week lewe ons soos iemand wat in die wêreld is. Maar op 'n Sabbatdag, dan wil ons 'n bietjie van die Here hê. En dan verwag ons dat groot dinge moet plaasvind in ons lewens. Ons verwag dat die Here moet vir ons konker oor hierdie sonde wat ons het. Maar hoe kan hy, as ons nie vir hom, as ons nie ons harte heeltemal oorgegee het aan hom nie? Hoe kan hy 'n wonder, hoe kan ons by daai punt kom? Ons sien altyd, ek het 'n vriend man, sy naam is Renier Ron, ken julle hom? Ja, is 'n goeie vriend van my. Maar daar was tye in my lewe, en sê ek, die Here vywe die man. Ek meen, hy het nie 'n werkie, maar hy kry 'n nuwe kar, hy kry 'n huis, en dan, die Here het net deurgekom, totdat ek besef het, hy alles oorgegee het aan die Here. En as jy alles oorgee, dan sal jy besef wat die Here in jou lewe kan doen. Maar terwyl ons nog 'n kerk speel, terwyl ons nog aanhou aan die wêreld,
en net die kerk maak 'n 7de dag ding, dan sal ons altyd wonder wat die Here kan doen in ons lewe. Maar en dit is wat die Jode wou hê. Hulle wou hê, toe Jesus kom na hierdie aarde toe wil die Jode hê, die Here moet inpas in hulle lewenstyl, leefstyl. Die Here, hulle wou hê, en die Fariseërs en almal van hulle wou 'n Jesus hê, wat infit in hulle lifestyle. So hulle kom na die Here, wat sê jy? Ons het nog gehoor, hulle sê, Jesus, wat sê jy? Dan sê Jesus, jy het gehoor, maar ek sê vir julle. Hy's revolution. Hy's vir hulle sê, ek gee nou vir julle iets nuut. Is jy met my, geliefdes? Nou, Jesus is die nuwe wyn. Nou, ek wil gou hê, ons moet gaan na die laaste versie. Daar so want die ding gaan nou alles verander. So is duidelik, né? Die gelykenis is duidelik. Dis of die nuwe of die ou. Maar nie albei nie. Is jy met my? Either Jesus in and the world out, or the world in. You can't have your bread buttered on both sides. Okay, dit was vir my Australian vriend daar wat daar sit. Okay, hy Engels. Nou, luister jy, geliefdes. Dis waar die krag lê. In hierdie, because die gelykenis eindig nie daar met teks, met die 36 en 37 of 38. Maar hier in vers 39 is iets baie belangrik. Die Bybel sê, en niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe hê nie, want hy is nog oortuig dat die ou is beter. Nou daar's 'n sleutelwoord, daar in daardie teks. Wat is daai sleutelwoord? Is dit reg? Ek vertaal sommer goed, is 'n keyword, 'n sleutelwoord? Alright, waar is 'n sleutelwoord daarso? Wat alles verander. Onthou, die Bybel maak dit duidelik, of die nie, of die ou. Nie albei nie, as jy met my? Dis of die ou of die nie. Maar nou voeg die Here iets by hierse. Hy sê, ek gaan dit weer lees, en ek gaan beklemtoon dit wat ek graag wil oorbring, né? Dit sê hier in vers 39, en niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe hê nie, want hy is nog oortuig dat die ou is beter. Wat is die sleutelwoord? Dadelik. Geliefdes, ja, die maak soos julle excited is, man. Amper sê ek maak soos 'n blou lig. Maar kyk, dit is kragtig. Die Here sê, kyk, as jy vir my wil hê, as jy vir my volg, dan moet jy die ou dinge vergaan, die dinge moet weggaan uit jou lewe. Dit moet nie meer daar bestaan nie. Reg? Jy vat my en jy vat my soos ek is. As jy met my? Maar nou voeg die Here 'n baie belangrike woord. Hy sê daarso, maar om daar uit te kom, by die nuwe uit te kom, behels 'n proses. Hy sê, ek weet, my geliefde seun en my geliefde dogter, dat jy graag daar wil uitkom. Ons wil graag perfek wees, wil graag lewe en die karakter van God reflect. Ons wil graag daar uitkom. Maar hy sê in sy wysheid, hy sê, ek weet dat om daai ding te bereik, om daar perfection te bereik, behels 'n proses. Hy sê, dit gebeur nie dadelik nie. Kan nie net amen sê vir dit. Dit gebeur nie dadelik nie. Dis my boodskap, geliefdes. Die Here voeg hierdie woord dadelik in, want hy weet, ons het issues. Hy weet, daar is sielkundige probleme, dat is nie oornaggie. Dis nie 'n ding van overnightie. Nou, ek glo, geliefdes, ek glo dat die Here iets, ek het dit gesien met my eie oë. Met my eie oë het ek gesien hoe die Here iemand in die doopbad, ons is in Sedgefield, ek was daar predikant, en die ou besef nou eers, ek het vergeet om deur te gaan, om te sê dat drank is ook nie 'n adventiste, ons moet nie drinkie. Kan nie net amen sê vir daai gedeelte, okay, ek wil net weet ek is in die regte kerk, okay, nou is ons besig, ons gaan nou vir hom nou doop. Hy sê, nou sê ek, jy weet mos, nee, alles gaan, die dinge gaan over, jy gaan nou nuwe lewe. Nou praat ek gou net vlugtig iets, nou is gou die drank issue. Hy sê, drank.
Maar ons het dit hy sê, ek sê, ja nee, sê reg. Geliefdes, die man sê vir my, okay, as dit beteken dat ek nou moet drink, hy sê, hy drink nie baie nie, maar hy vat so die ot, hoe sê mens die ot glasie, ja, hy vat hom, toe sê hy, maar as dit 'n vereiste is, om vir die Here te volg, dan los ek die ding. Hy klim in hy doopbad, vandag is hy man 'n groot evangelist vir die Here. Ek kan aangaan van getuienis, hoe ek gesien het met my eie oë, hoe die Here, ek het self iemand se sigaret, ek het hom gevat, en het vir haar gesê, die vrou, sy was in Ellens Bay, daar op die kus, ek het vir haar gesê, my suster, die ding is 'n struikelblok, ons moet hom afsny in die naam van die Here, en ek het ons hy ding gevat, ek het net gehoor, iemand het dit gedoen al, en gevat, en het op in 'n toilet, wat sê mens die pot, in 'n toilet, wat noem mens hom? 'n toiletpot, okay, toe gooi ons dit daar, en ek my gesuster, dat is die laaste geliefdes, tot vandag toe het die Here 'n wonderwerk gerig in haar lewe. Ek meen vandag, sy's vry van hierdie dinge. Ons het gepraat van addictions, iemand het 'n mooi program, die Sabbatskool was so mooi, ek het gedink, ek hoef mos nog niks verder, dit was so pragtig. Maar die Here kan dit doen. Amen. Hy kan dit doen, hy kan. Maar vir ander, sê die Here, ek is geduldig. Hy sê, ek weet, my kind het issues, het psychological issues, daar so familie, daar's generational curses, hy sê, maar ek is geduldig. Is dit nie goeie nuus vir u nie? Jy sien, toe ek Adventist word, ek was 12 jaar oud, ek was, al my hele lewe was ek by 'n Adventiste skool. Ek het nie ander opsie gehad, dit was net 'n predikant, want hulle het my so groot gemaak. Toe ek hier kom, toe besef ek preek, en ek is nou 'n predikant. Ek was 12 jaar oud by Riverside Primary, toe word ek gedoop, en ek sê vir my moeder, ek gaan nou gedoop word, en sy is so bly, en ek sê, mami, na die doop, gaan ek 'n goeie seun wees. Maar gee my 'n kans, geliefdes, toe ek in hy doopbad gaan, ek sê, kyk, gewoonlik wag jy vir 'n gevoel, ek het nie 'n gevoel ek het sommer, want ek sien mense gaan daar aan, dan begin hulle huil. Ek was 12 jaar oud, toe die gevoel van huil kom, en toe fors ek nou die trane uit, net om te voel, ek was nog gedoop. Ek huil daar, ek sê, maar die Here, vandag gaan ek nou eerlik waar alles oorgee aan u, en ek gaan nou reg, ek gaan nie meer, ek is net daar uit die doopbad, ons gaan toe huis toe, ons het 'n tea daar so, ek het 'n tweelingbroer, ons albei was gedoop op dieselfde dag, en ons gaan toe huis toe, en daar vat ek my cricket bat uit, en ek roep my neefs, en ons begin nou cricket te speel op 'n heilige Sabbatdag, en daar slaan ek nou die bal, teen die ruit, en my ma vind toe uit, maar ek sê vir die vriende moenie worry nie, ek gaan nie pak slag, ek was daar nou net gedoop. Blame vir my, ek is so dapper, ek gaan ek kom haas by my ma sê, wie weet, ek sê nie maar met was ek het die geliefdes, my ma sê, jy weet mos nou wat gaan gebeur. Ek sê, mami, maar ek was daar nog net gedoop. Sy sê, nee my seun, gedoop of ongedoop, ek gaan vir jou nou uitsort, en sy vat my kamer toe, en sy sort my uit vir al my familie, wat getuig het nou, ek was in hy, met trane, en ek sit daar in die kamer, ek sit daar, ek huil, ek sê, Here, die ding is mos, geweldige, hoe is dit moontlik, om 'n regverdige lewe te leef? Hoe kan ek het nou vir u gesê, ek gaan alles oorgee, en net na die doopbad val ek, toe besef ek, kry ek hierdie gedagte, die Here weet, dat hierdie ding, Christendom, behels 'n proses. Dit gebeur nie dadelik nie. Kom ek maak 'n voorbeeld. Vat byvoorbeeld, ek wil weet, word hierin gestream? Nee, prys die Here, okay. Ek wil 'n voorbeeld maak, né? Dan sê ek maar afkom. Maak byvoorbeeld, en ek het gesien die illustrasie. Hier is 'n dronk man. Wat is hy? Dronk, né? Dronk, hy is dronk, né? Versopen, okay. En
Alright. Nou sê ek hom, meneer, ek wil graag vir jou die beste wyn. Nou gee ek hom my wyn. Dryfbesak, sê vir dryfbesak. Wat gaan sy reaksie wees? As hy dit sluk. Wat gaan sy reaksie wees? Hy gaan sê wat? Wat gaan hy doen? Hy gaan waarskynlik uitspook, né? Waarskynlik hy gaan sê, "O, wat is dit?" Maar is die suiwersap die beste sap? Kan hy by 'n punt kom waar hy kan glo dat hierdie sap die beste sap is? Kan hy by daai punt uitkom? Maar gebeur dit onmiddellik? Nee. Dit behels wat? Proses. Gaan tyd. Is jy met my? Nou, ek wil 3 teksverse lees. En dan gaan ek sit, okay? 3 teksverse wat die Here vir ons verduidelik. Kom ons gaan na die boek van Romeine, hoofstuk 1 en 17. Romeine hoofstuk 1 vers 16 tot 17. So, kom ek vra, is dit moontlik dat die man die nuwe wyn kan geniet? Ja. Maar dit gaan tyd neem. Dit behels 'n proses. Okay, met hierdie gedagte, kom ons gaan nou Romeine 1 vers 16 tot 17. Dis Paulus wat skryf. Ek weet ons ken 16 baie goed, né? Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is 'n krag van God tot wat? Redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Vers 17 sê, want die geregtigheid, wat is geregtigheid? Wat is geregtigheid? Nou sê julle vir my die Engelse woord. Amper soos ek die Engels kan praat nie. Alright. Wat is geregtigheid? Geregtigheid is om skoon, né? Om reg te staan. In Engels sê ons to stand, to be in right standing with God. Right? Righteousness. Alright. Wie van julle wil graag in right standing wees met God? Absoluut. Ek dink ons almal wil, né? Ons almal het issues. Maar ons wil graag daar uitkom. Nou, hoor wat sê dit? Want ek gaan nou weer lees, want ek skaam my nie oor die evangelie. Nee, die evangelie is the righteousness of Christ, né? Christ righteousness van Christus nie, want dit is 'n krag wat God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit wat? Geloof tot wat? Geloof soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Wat ek graag hier wil sê, of wat daar uitkom, is dat daar is verskillende vlakke van geloof. Die Bybel sê, dat jy word gered van geloof tot nog 'n vlak van geloof. Kom ek sê, u geliefdes, dis nie waar jy is. En kan ek dit in Engels sê? It is not where you are in your Christian journey that saves you. It is that you are on the Christian journey that saves you. Is jy met my? Dis nie waar jy is nie, want die oomblik, kyk, wat ons geneig is om te doen, is om te sien, maar hy, ek is te ver. Hy het alles, hy het die dressreform, hy het die healthreform, hy het alles, hy lyk pragtig, en ek sal nooit, dis ons probleem, ons oë moet nie gefokus wees op mense nie, want ons gaan altyd voel, ons is agter, en baie van ons, of som van ons, hou ook mense dop wat agter ons is, en sê, kyk hoe ver is hulle, ek is so bly, ek is nie waar hulle is nie, is dit nie? Maar ons het daar's verskillende vlakke van geloof. Jou geloof mag nie soos, mag nie, nou is my airtime klaar, mag nie wees waar my geloof is jy met my? Maar ons word nie gered, we are not saved because where we are on the journey, we are saved that we are on the journey. Kom ons gaan nou nog 'n teksvers toe, net om dit te beklemtoon, die idee, reg? Want Paulus, wat hy probeer sê is, die vermoë om reg te doen en regverdig voor God te staan, word geopenbaar van geloof tot geloof.
Nee, dit behels 'n proses. Dis wat Paulus vir ons sê. Met ander woorde, om reg te doen, om reg te lewe, is van een vlak van geloof na die volgende vlak van geloof. So regverdig making, daai ding, daai righteousness, plaas nie plaas oornag nie. Kom ons gaan 2 Korintiërs, ek moet nog vinnig hierdie gaan. Okay, 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 18. Is jy reg? Is jy daar? 2 Korintiërs, as jy nie weet waar 2 Korintiërs is net na 1 Korintiërs. Okay. 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 18 sê, en terwyl ons almal, ons wie? Almal van ons het ons hande opgelig, ons sukkel, ons almal sukkel. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Wie se beeld? Christus, van heerlikheid tot wat? Tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Hoe word ons verander? Van een vlak van heerlikheid tot 'n nog 'n vlak. Is jy met my? Dis 'n proses wat die Here hier probeer vir ons sê, en Paulus vir ons probeer sê is, dat Christianity is 'n proses. 2 Korintiërs. Selfde een, hoofstuk 4 nou, hoofstuk 4 vers 16. Paulus sê dat die Christelike reis 'n proses behels en dit neem tyd. Reg? 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 16 sê, daarom, as jy daar geliefdes, daarom gee ons nie moed op nie. Maar hoeveel van julle het al gevoel, nee, ek gaan maar opgee. Ek kan nie meer, ek het al hoeveel beloftes gemaak aan God, ek het al hoeveel tye probeer om die ding, maar ek bly val. Maar Paulus bemoedig ons, of aanmoedig ons, hy sê, daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwig. Hoe word ons nuut gemaak? Dag vir dag. Dag vir dag. Paulus sê van geloof tot geloof, van heerlikheid tot heerlikheid, van dag tot dag. Wat sê Paulus vir ons geliefdes? Paulus sê hierdie Christelike lewe, hierdie gospel transformation gebeur nie dadelik nie. Dit behels 'n proses en dit neem tyd. Daarom geliefdes kan ons nie mense oordeel nie, want ons weet nie waar in die proses hulle is nie. Dis wat Jesus gesê het. Niemand wat ou wyn gedrink het nie, hou dadelik van die nuwe wyn nie, omdat hy steeds oortuig is dat die ou beter is. Kom ek gee 'n paar aanhalings van Ellen White. Ellen White skryf hierdie. Luister wat sy skryf. Sy skryf, daar is nie so iets, en dit is nou direk vertaling, nee, so ek mag miskien nie verkeerd is. Dis vrye vertaling, ja. Daar is nie so iets soos onmiddellike heiligmaking nie. Dit is wat Ellen White sê. Sy sê, en wat is dit om heilig te word? Wat beteken heiligmaking? Om heilig te word, né? Sy sê, ons kan nie oornag heilig word nie. Luister, nog 'n ander. Sy sê, ware heiligmaking is 'n daaglikse werk, so lank soos die lewe. Dan is daar nog 'n quotation. Sy sê, heiligmaking is 'n werk van 'n leeftyd. En dit is wat Jesus vir ons probeer sê. As jy met my geliefdes, yes, okay, Spreuke, Proverbs, alright, hoofstuk 24 vers 16 sê, want, as jy daar geliefdes, alright, want 7 maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk. As jy met my, gaan dit weer lees, want 7 maal val die regverdige en staan weer op,
maar die goddelose struikel in die ongeluk. Hier het jy twee manne. Die Bybel sê 'n regverdiger en 'n goddelose. Hulle val albei. Is jy met my? Maar kom ek vra jy, wie val meer tussen hierdie twee? Die regverdiger of die goddeloos? Jammer? Die regverdiger val hoeveel keer? 7 keer. Jy sien, wat hom regverdig maak, is nie hoeveel keer hy geval het nie. Wat hom regverdig maak, is dat hy weer opstaan. You see, what makes us righteous is not how many times we have fallen on this Christian journey. Is that we got back up. Hy is regverdig nie as gevolg van die aantal tye wat hy geval het nie. Hy is regverdig omdat hy bly opstaan. Geliefdes, in hierdie Christelike reis of lewe wat ons self bevind, sal jy val. Maar die geheim van die Christelike reis is om op te staan. Sê, there are those, steps to Christ, who have known the, kan ek my Engels lees? Want ons is al klaar oor tyd, so die sal weer in die Engelse week. Okay, so, he says, there are those who have known the gardening love of Christ and who really desire to be children of God. How many of you desire to be children of God? Amen. Now, notice I say, there are those who have known, I've known the love of Christ. I felt it myself, I felt it. And I really miss me, Pastor Carolus, desire to be a child of God. Now see Ellen White, yet they realize that their character is imperfect. This is what Ellen White said. Their life is faulty, and they are ready to doubt whether their hearts have ever been renewed by the Holy Spirit. Were you there? Have you doubted your baptism experience? Ellen White says that we will find ourselves there. She says their life is faulty and they are ready to doubt whether their hearts have been renewed by the Holy Spirit. To such people, I would say, do not draw back into despair. We shall often have to bow down and weep at the feet of Jesus because of our shortcomings and mistakes. But be not discouraged. Do not draw back. Father in heaven, I pray that it may be of all our hearts today that you may lift us up to higher ground. We know, Lord, that there are many things that will make us wonder if we are truly still your children. But thank you for the words of Ellen White that says that we do not have to draw back into despair. All you are wanting from us is just to get back up. And we know, Lord, we cannot do it on our own, not by might, nor by power, but by your Spirit alone. And so we pray, Lord, that as we have sung the song, that you lift us up, that truly, Father, it may move with us during this week, that when we are faced with challenges and struggles of this life, and even if we have to fall, that you give us the power to get back up and finish the task that you have set out for us. Thank you, Lord, for this church, and I pray for your special anointing. And may it be, Father, that what we receive from the throne today may it change the trajectory of our lives, so that we truly may experience the best wine, the wine that you have prepared for us, which is Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen.